Nuusboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Om suksesvol te boer moet jy jou storie ken. Verseker Corneille, en dis daai klein dingetjies wat gewoonlik die verskil maak. En daardie klein dingetjies raak vinnig geberg as mens nie jou huiswerk doen nie. Gelukkig gesels ons vandag met Ferdi Meyer en hy is iemand wat weet waarvan hy praat. Hallo julle, dit is lekker om saam met julle te kuier. Welkom by Nuusboere. In hierdie episode van Nuusboere, ons kuier by Naledi Farm in Centurion. Hierdie familiebestuurde onderneming fokus op volhoubare boerderypraktyke, gemeenskapsopvoeding en agritourisme. Plus ons besoek Yakiana Foods in Pretoria. Hulle spesialiseer in die produksie en verspreiding van gefermenteerde kossoorte en drankies. Hul doelwit is om antieke, heel en medisinale voedsel in mense se daaglikse dieet te integreer en sodoende gesonder te leef. Hier is Corneille en Ferdi. Hallo julle en baie welkom by hierdie aflewering van Nuusboere en ook aan jou Ferdi, baie welkom. Dankie Corneille. Ferdi, jy's absoluut 'n kenner in jou bedryf en in landbou word jy regtig as 'n ekspert gesien deur almal. Vertel ons net 'n bietjie vinnig meer oor jouself. Ja, Corneille, ek kom van 'n plaas af, so dit is lekker om te gesels oor familieboerdery hier by julle. So kortom, ons is ek's die derde generasie op die plaas. Ja. Ons boer in 'n klein Duitse gemeenskap met die naam Kroondal, dis so 100 km wes van Pretoria af. En ja, dit is waar ek groot geword het. Van daar af, ons is nog steeds aktief op die plaas. So ek het vanoggend ingery uit die plaas uit in 'n wonderlike span ook op die plaas. En van daar af tikkies geswat landbouekonomie. Toe 'n draai gemaak in Amerika, nagraad studeer daar. Teruggekom 'n paar jaar klas gegee en toe met ek kollegas van my BFAP begin, Bureau for Food and Agriculture Policy of Bureau for Voedsel- en Landboubeleid. En die laaste 20 jaar is ons baie bevoorreg om in landbou te wees. Corneille, so ons fokus op besluitneming en aan die beleidskant as ook in die privaat sektor. En ons het 'n stel modelle aan mekaar gesit. So ons is maar analiste, scenario beplanning, ons kyk vooruit, ons bou alternatiewe hoe dinge moontlik in landbou kan uitspoel en ook in die wêreld markte daar buite. Yes. Nee, is 'n groot eer om jou uiteindelik hier te kry. Dit is al lank al 'n groot wens vir my gewees en julle doen ongelooflike werk. So dankie Ferdi. Nou ja, kom ons kop af. Naledi Farms in Centurion is 'n familiesaak wat fokus op volhoubare boerderypraktyke. Hulle lê klem op gemeenskapsopvoeding en agritourisme. Nuusboere het gaan inloer. Naledi Farm, 'n pragtige en rustige landboutoerismebestemming geleë in Laisonia Centurion. Sedert 2017 het Naledi Farm gegroei tot 'n simbool van volhoubaarheid, selfversorging en gemeenskapsbetrokkenheid. Geïnspireer deur die kinderboek In the Vegetable Garden with Naledi, bied die plaas 'n unieke kombinasie van opvoeding, natuurverbondenheid en landbouervaring. So in 2010, when we were expecting our last born child, his name is Naledi, I started to put together a children's book for him. At that time, we were still living somewhere in the suburbs. The children's book is called Tsimunya Meroho le Naledi. It's written in Sesotho, which means in the vegetable garden with Naledi. Right, so I started to put together this children's book while on maternity leave and really taking from my own upbringing in Kwakwa, where we really weren't wealthy, but we always had enough to eat. So the book is centered around the vegetable garden, teaching children how to work with their hands, love for nature, love for themselves, and really knowing where their food comes from. So that was in 2010. We then self-published the book, I think in 2012, and now the dream grew bigger. We now wanted to create a physical space where people could walk into this vegetable garden, where children could experience, plants firsthand, to know what a carrot looks like and where it comes from. And so the search for land began. So we have a few livestock. We are not really big on livestock. We have a couple of sheep, and I think some of them have names already, so it's even difficult to think about them in any other way. We've got chicken, we've got geese, we've got ducks, just to keep the place alive. But our biggest attraction is our vegetable garden. In fact, when we moved here, one of the first things that
we decided on while the work was going on, renovations were taking place, was to immediately have a vegetable garden. So we grow a number of things depending on what's in season and what grows locally. We are very big on preserving those plants that are indigenous to us. So we grow our plants organically, and organically simply means working together with nature, nothing fancy. We don't use any chemicals because we know that we are what we eat. What you put in the soil is what ultimately lands up in your body. So we want to have that full confidence and the peace that that meal that you've put in front of your 3-year-old child is safe and will nourish their bodies. So we use our kraal manure that we get from our livestock. We make our own compost, and we really just let nature, work its way. No chemicals, no pesticides. If it's good for the insect to eat, it means it is also good for you to eat. We arrived here in 2015. I think 2 years later, that's when we started. We felt that we were comfortable enough to open up our home to guests. So we started with a program that we called the Harvest Table. So it's a harvest because we go to the garden and pick, vegetables that come from our garden. We cook, and then we sit on long tables with our guests. But we also invite a speaker who will come and talk about their journey, their passion, anything really that will just, make the day fuller. So that is the Harvest Table. It happens once a month, and we share all the details about the day on our social media. We've had a lot of speakers. In fact, most of the programs that we have, like the children's camps, the conferences, come from the Harvest Table, because it is there where we met quite a lot of networks and incredible people. If we take care of our environment, if we take care of our soil, our water, we also take care of ourselves. So we're really, really passionate about that, because we know that there is no other place that we can call home. So if we preserve this and we take care of it, we know that we're also taking care of future generations that are coming. My advice to young people or anybody that wants to go into farming is to know that it is not easy work. If you are lazy, you're not going to cut it. It's very hard work, and you have to be passionate about what you do. And there are lots of lessons that we have learned along the way, some of them very, very costly. But if you're passionate and you have patience, you can certainly do it. Oh, and the last thing, hands-on. You cannot run a farm remotely. You have to live there. You have to see what's happening there daily. So I think that's the advice that I can give to anybody who wants to go into farming. Net hierna, ons besoek Yakiana Foods in Pretoria. Misboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Misboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Ferdy, is lankal verby die tyd wat mense net vleis, rys en aardappels eet. Wat doen landbou aan te pas by hierdie veranderlike eetgewoontes van die publiek? Ja, tendense skuif baie vinnig. Kom ons kyk na dit staan bekend as microcrops of supercrops. Ons vat blou bessies byvoorbeeld, nee, waar was blou bessies 10 jaar terug en nou is dit 'n baie groot bedryf. En nou kyk ons na neute, die klein vrugte. So dit is nou van die groot tendense wat baie vinnig is om te skuif. Maar as ons nou terugkyk na wat dryf dit, is dit baie keer mense se inkomste. So as ons nou die markte analiseer, dan kyk ons ook, wat doen China, wat doen Indië, waar is daar, as jy skielik, hulle praat in China van 300 miljoen huishoudings, wat in hoër inkomste kategorieë skuif, en skielik begin om hierdie produkte, hulle kan dit bekostig, en dis hoe hierdie tendense baie vinnig besig om te skuif. Dan is dit maar ook net trends, nie? Dit is dus media wat uitstekende werk doen om van die sekere produkte te bemark en te dryf. En die niskant dieselfde. Interessante ene, Cornelis koffie. So ek is baie lief vir koffie, drink al baie lank. Almal is deesdae. Ja, en nou is almal presies. Nou, hoeveel kettings is dan nie nou al hierdie klein kettings wat net vinnig opspring en baie goeie kwaliteit koffie lewer, verskillende modelle wat hulle volg. So koffie is ook 'n goeie voorbeeld. So baie gekoppel aan inkomste groeperinge, maar ek dink daai skuif weg van jou basiese stapelvoedsels
na 'n verskeidenheid van 'n produkte is definitief sien ek ook, ek dink met sosiale media, met bemarking is besig om te versnel. Ja, dankie. Ek hoor en sien net nog baie nuwe geleenthede van baie dankie Ferdy. Op daardie besoek ons 'n Nisboer in Pretoria wat spesialiseer in die produksie van gefermenteerde kossoorte en drankies. Hulle doelwit is om antieke en medisinale voedsel in mense se daaglikse dieet te integreer. Geniet die bydrae. Ek het groot geword met 'n ma wat baie goeie kennis gehad het oor natuurlike produkte en hoe om gesondheid te handhaaf deur maar natuurlike mengsel so goed vir jou aan te maak wanneer jy nou die dag siek is. Maar waar ek regtig ingekoop het die dag was toe ek moes aan 'n atletiekbyeenkoms gaan deelneem met as kind en ek het griep gekry voor die tyd. En daai dag onthou ek hoe sy my gedokter het met willeals en bloekomblare uit die tuin uit. En dit het beter gewerk as enigiets wat jy in 'n pakkie in 'n apteek kon koop. Daar is soveel wat die natuur ons kan bied, as ons weet hoe om dit reg aan te wend en reg te kataliseer. En ja, dit is maar die inspirasie vir die besigheid en omdat die westerse dieet nie altyd die gesondste is nie, is daar iets wat 'n mens altyd moet byvoeg om dit gesonder te maak en dit is natuurlik waar ons inkom as Jakiana Foods. Jaco het 'n baie spesiale kombinasie van kennis rondom die natuur en die natuur se bakterieë in landbou. Soos sy geskiedenis ook in kunsmis. En toe hy die eerste dag 'n glas kombucha by 'n vriend kry en vir my met sulke glinsterende oë kyk, het ek nie 'n idee gehad waarvan hy praat nie. Hy het heeltemal verstaan wat die bakterieë kan doen en die potensiaal daarvan om nutriënte uit produkte te kan ekstraheer, om voeding aan die mense te kan bied. Ek het van die begin af saam met hom gestap, meer in 'n ondersteunende rol in terme van die finansies en die designs van die pamflette en die labels wat ons gebruik. Dit is vir my baie interessante journey gewees sover, want ek het verskriklik baie by Jaco geleer en ek is baie trots op die resepte wat hy saamgestel het. Die inspirasie met die funky drankie was dat nêrens kry jy 'n soda drankie wat regtig suikervry is of geen natuurlike geursels of kleursels of so bevat nie. Nou, fermentasie is 'n ongelooflike vorm van ekstraksie. Maar weet, as jy kyk na kombucha of waterkever, dit proe altyd dieselfde. Totdat ons wild yeast ontdek het. Nou, wild yeast, wat ek hou van hom is, wat te bestanddele ook al bygooi deur die fermentasieproses, pas hy aan by die geur. En hy kan 'n baie unieke geur gee. So op hierdie manier het ons 6 verskillende geure waar ons een vrug en een kry, meng en hom fermenteer, net soos wat jy gemmerbier fermenteer. Maar ons maak nie van instant yeast gebruik nie, ons maak van natuurlike wild yeast gebruik, soos hulle dit sê. En dan werk ons met sekere parameters om te kyk of die suiker weg is, sodat jy regtig 'n suikervrye soda drankie kan hê, wat ook natuurlik sy eie gas geproduseer het deur die fermentasieproses, wat die drankie natuurlik baie uniek maak. Vars vrugte en kruie speel 'n baie belangrike rol in ons resepte. Die kwaliteit van die vrugte en kruie is ook 'n baie belangrik om na te kyk. So wanneer ons fermenteer, ekstraheer ons die, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, die health properties van daai bestanddele op 'n baie effektiewe manier en deur die fermentasie word dit basies geprefermenteer. So jou liggaam neem dit baie maklik op. So op hierdie manier kan ons verskillende kombinasies maak tussen kruie, vrugte, groente wat ons as bestanddele gebruik om dan natuurlik verskeie drankies te maak wat kan dien as supplemente of remedies. Ongelukkig baie van ons kliënte en eintlik gelukkig is mense met gesondheidsprobleme. En dit is so spesiaal om te sien die vrug en die resultaat wat mense vanuit die produkte beleef. Ek moet sê die grootste impak in die mark is die word of mouth en mense se getuienisse, mense wat vir ander vertel van die resultate wat hulle gekry het vanuit die produkte. Party drink dit omdat dit lekker is. Maar ek sal sê die boeremark was derentyd nog altyd een van ons grootste betroubaarste afsetpunte. Dit is 'n regtig 'n wonderlike gemeenskap wat die mense daar vorm. En mense wat getrou terugkom om hulle weeklikse voorraad te kon kry of hulle maandelikse voorraad. Ek moet nie te haastig wees nie, weet jy. Die besigheid vat 20 jaar om regtig 'n groot besigheid te word. En jy moet maar groei soos wat jou kapasiteite toelaat.
So ons het baie klein begin. Ons is nou op hierdie stadium, ons is nog so 20% kapasiteit om te groei, dan sal ons uit die huis uit moet gaan. Maar ons reeks sal altyd groei. Maar vir nou het ons klompie produkte wat nou 8 jaar nou, it stood the test of time. So ons weet, dit verkoop baie goed. En dis waarop ons nou bly, voordat ons die verdere ontwikkelinge doen. Net hierna, ons gesels met professor Ferdi Meyer van die Buro vir Voedsel- en Landboukundige Beleid. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Wat jy as 'n kenner in landboupraktyk en beleid, hoe sien jy die toekoms? Ja, waar begin ons? Ek sou reken as ons dink aan die amptelike beleidsdokument wat tans op die tafel is die meesterplan. Ja. En die meesterplan, ek sê altyd ek noem dit die groot 5 in landbou. As ek nou dink in wat nodig is in landbou, en daar word baie daaroor geskryf en gepraat, maar ek dink ons het aksie nodig. En dit is waar dit gaan. Ons het al baie planne geskryf. Ja. Ons was bevoorreg om by baie van die planne ook betrokke te wees en die analises te doen. Maar ek sê die groot 5 is jou mark. Ja. Ons moet markte oopmaak. As jy nie mark het nie, en as ons kyk na ons nisprodukte, van nisprodukte tot grootskaalse produkte, jou mark is belangrik. Ja. Dan dink ons, hoe kom ons by die mark uit, infrastruktuur? Ja. Wat help ook met 'n mark ontsluit is biosekuriteit, krities belangrik. 4de ene is jou grond, 5de een is jou ondersteuning op grondvlak. En dit is eintlik ook hoe die meesterplan opgestel het. So vir elke waardeketting het ons gaan spesifiseer om te sê, waar is daar geleentheid om markte oop te maak? En as 'n mens nou in die media kyk, hoe krities dit raak, nie? Skielik kyk lande nou binne toe en wil binne grense toemaak en ons vra onsself, is ons nog in die regte mark? Is daar geleentheid om oop te maak? Dis buitelandse mark, maar as ons nou kyk na ons kleiner markte, mense is altyd gefokus op die groot markte, maar binnelands het ons 'n groot probleem met voedselsekuriteit. En as 'n mens nou kyk na nisprodukte en die informele kettinge, is daar soveel aan die gang wat ons nie meet nie. So ek sê altyd ons meet landbou op die formele uitset. Ons kyk na die groot kettinge wat absoluut krities belangrik is vir werkskepping, vir ons handel, ons ruilvoet, ons wisselkoers, ons ekonomiese groei. Maar hierdie informele kettinge sien ons baie keer heeltemal mis of meet dit nie, ons kyk nie mooi na die impak van daai kettinge nie. Maar ek dink ons onderskat die miljoene mense in ons land wat eintlik op 'n klein skaaltjie iets doen, of daar is nog geleentheid vir klein skaal, en daar's nie, dit voel of daar nie genoeg planne is nie, maar infrastruktuur, ek miskien net jou opinie daaroor, want ons het van die Laveld kant aan die Citrus daai tyd, wat 'n groot deel van ons besigheid is, toe die hawens, dinge nie lekker gaan het ons nogal dit gevoel aan ons baas. Nee, absoluut. Ek dink, so uit daai groot 5 uit, sê ek altyd, daar's goed wat ons kan doen, wat nie gaan geld kos nie. Ons moet dit net gaan doen. En dinge gaan uit, die geld is klaar daar, dit moet net, dis die samewerking tussen privaat sektor en die regering. En ek dink hierdie, moet nou die round tables, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, die round tables waar eintlik nou hierdie aksiepunte bespreek word. En dan moet mense ook gaan sê wie gaan wat doen en mekaar verantwoordelik hou. Ek dink in die bedryf self, en ek dink daar doen julle uitstekende werk, gaan doen dit net. En as daai maatskappye self in infrastruktuur, nou ek dink infrastruktuur is ons grootste uitdaging, want hier praat ons nie van klein geld. Dis groot geld. En of dit nou paaie hawens is, maar ons sal moet kyk na daai privatisering van die hawens, en daar is 'n klomp oneffektiwiteit. As 'n mens nou nog hoor, Citrus het hulle ons ongelooflik baie vordering gedoen, waar die bedryf regtig hande gevat het en gaan kyk het en gesê, hoor die ouens, hoe kan ons help? Ons het nie genoeg krane nie, of hier's 'n bottleneck op 'n spesifieke punt. Spoorvervoer, dink jy dit sal ooit weer herleef kan word? Ek dink daar's nou, as ek die Engelse woord green shoots, daar's klein ligpunte waar daar moontlikhede is, maar dit gaan alles gekoppeld met diefstal sien om op die spore. Maar dan is daar tegnologie wat beskikbaar is. So ek dink 'n mens moet begin tegnologie, die kombinasie van tegnologie, en gaan sê, hoe gaan ons, dis 'n samewerking om hierdie ding aan die gang te kry. Want op die oomblik ons paaie gaan net nie daai vrag kan hou nie. Maar dis die ding, paaie moet weet waarvoor dit eintlik bedoel was, maar nou is dit net, as jy sê maar Durban toe gaan, een lang lyn net trokke, en hulle ry die paai kapot, en as daar insidente is, en as 'n ongeluk op Van Renspas of strike se goed, dan raak dit die hele netwerk, terwyl spoor teoreties met tegnologie wel
kan baie beter gaan. Ja, en jy is heeltemal reg, die uitdaging met spoorweë is ons is 'n klein bedryf in vergelyking met mynbou byvoorbeeld. Ja. So wie praat die hardste is die groot volumes. Ja. Maar as ons begin as landbou sê kyk, dit is jou impakte wat jy het op gemeenskappe, op werk, op die ekonomie. Ek dink dit is dis 'n meer geïntegreerde landbou storie wat ons tafel toe moet bring. As ons hierdie sake onderhandel, blootweg net as hier gaan 'n ton erts uit en hy word verwerk in die buiteland in vergelyking met hierdie landbouproduk wat gekoppel is aan baie meer bedrywe. Verwerking is belangrik. Ons kan 'n klomp van daai aspekte aanspreek. So weer eens, is daai fyn balans van dinge te gaan doen. Wat het ons en daai geleenthede te ontsluit. So alles is daar en ek groot voorstaan sê ons gaan in die land regkry en landbou want ons goed wat ons nou doen en implementeer kan ons al hierdie seisoen al die vrugte daar letterlik en figuurlik die vrugte daarvan gaan pluk. Nee, jy is heeltemal reg. Daar is geleenthede as jy net kan beweeg of van die goed. En ek sê altyd as mense is maar so, nee, as jy eers 'n positiewe momentum begin opbou en jy bou op daai positiewe moment. Nou kyk ons weer na al hierdie ons hardloop in hierdie emosionele politieke rigtings in. En dit vat ongelooflik baie energie van ons weg. Wat ons eintlik net moet sê hoorie, eintlik kyk ons na dieselfde ding hier. Kom ons fokus op die saak en ons kry dinge gedoen. Vir die praat se lekker, weet as tyd raak, maar ek dink miskien met oral waar jy kom en dit wat jy sien, wat se laaste gedagte sal jy wil los vir iemand wat kyk net om hulle op 'n baie positiewe noot in te stuur. Ja, kyk, Corneille, as ons nou syfers BFAC, ons is nou maar die hele ons aard is syfers en analises ook. En dan sit ons die mense om dit. En ek sê net altyd, as ons na die look at the scoreboard, gaan kyk na die scoreboard, die laaste 20 jaar het landbou in reële terme baie vinniger gegroei as die ekonomie. Ja, mooi. Maar dit is baie volatiel en dit is waarvan ons so investeer, maar kyk baie slim na jou belegging, dat jy jou siklusse kan oorleef. Van oor die langer termyn is landbou die bedryf wat vir jou die hoogste opbrengs kan gee as jy net daai siklusse kan uitry. Ferry, dankie. Baie dankie vir die tyd. Dit is baie food for thought gelos, maar baie dankie vir die tyd dat jy hier was vandag. Dankie Corneille, dit was lekker om hier te wees. En ouer gewoonte, dankie kan julle ons spesiale gaste, die kykers. Mooi loop en onthou om ons nisboere en ons boere in Suid-Afrika te ondersteun. En net vir ek toe baie dankie ook aan Lafat Agrichem se verskaffers. Dit is julle hulp en bydrae wat ons moontlik maak om hierdie tipe programme aan te bied. Onthou asseblief ook om julle voorstelle vir nog nisboer insights te stuur na die adres wat onder die skerm gaan verskyn. Volgende week is ons terug nog kookwater nisboere. Groetnis. Hier sal jy boer. Dit is jou land. Dit is die plank wat jou hart doodmaak. Nisboere word met trots geborg deur Lafat Agrichem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.